Môre sê dis kuiertyd. Ek kan my verkneukel om in 'n geselskap te sit, mense dop te hou. Die wat vra en die wat die vrae moet antwoord. Daar's 'n ongelooflike kuns om 'n vraag reg te vra. En daar's 'n groot stuk behendigheid in die antwoord van 'n vraag. Soms kry jy vrae my in jou lewe, wat ek en jy net besef, hierdie vraag kan ek nie eenvoudig antwoord nie. Ek kan nie uit die heup skiet, sommer met 'n vinnige kwinkslag nie. Hierdie is 'n vraag wat nadenke verg, voor ek antwoord. So 'n vraag het my pad gekruis. En die vraag het gegaan rondom 'n horlosie wat nie wysers het nie, en waarvan ek die wysers moet invul. Ek gee graag erkenning aan Henk Gous en Trevor Hudson as ek hierdie met jou deel. So die vraag is dood eenvoudig, hoe laat is dit in jou lewe? En teken dan die tyd in op jou horlosie. Saam met dit 'n tweede vraag, hoekom sê jy is dit so laat? En dan derdens, hoe voel jy oor hierdie tyd in jou lewe? Toe ek die vraag hoor en ek die horlosie sonder die wysers sien, het my gedagtes wyd gegaan. En ek het besef, dit gaan oor selfrefleksie. Ek kan nie net ligsinnig wees en gou daar het, sê 12 uur intekening of wat, ek is baie moeg en nie. En so het ek begin stil word. 'n Gedeelte in Prediker 3 het in hierdie proses oor my pad gekom. Daar's 'n tyd vir alles. En die vraag het by my begin opkom, as ek hierdie tyd op my horlosie moet aandui, wat is dan die tyd vir alles in my lewe? Tweede gedeelte, baie bekende Psalm 139, vers 3 en 24, het in hierdie tyd, het ek mee geworstel. Here, U ken my, U deurgrond my. Daar is nie 'n gedagte in my wat vir U verborge is nie. Here, toets my. En ja, Here, openbaar vir my en lei my dat ek sal doen wat reg is. En as ek dit alles saamgesit het, het ek gekom by die punt wat ek kon sê, so laat is dit in my lewe. Dis hoekom ek daardie tyd kies. En dit is waarvan ek hou oor hierdie spesifieke tyd in my lewe. Kan ek maar 'n stukkie met jou deel oor my eie horlosie? Hoe laat is dit in my lewe? 9 uur. As ek die vraag moet vra, hoekom sê ek dis so laat? Vir my is dit spesifiek rondom my ouderdom. Ek is anderkant 60. So ja, vir my is 9 ure van my lewe waarskynlik verby. As ek moet antwoord, hoe voel ek oor 9 uur? Ek het gemengde gevoelens, want ou kyk terug oor daai 9 ure en daar's 'n stuk dankbaarheid. Dankbaarheid vir dit wat die Here saam met my gewandel het. Ook kyk na die 9 ure wat verby is, ek is spyt oor sommige dinge. Ek sou sommige dinge anders wou gedoen het. As ek kyk na die 3 ure wat voor lê, 'n opgewondenheid. 'n Dankbaarheid dat ek sekere dinge anders kan doen in die laaste 3 ure van my lewe. Maar dan ook 'n versigtigheid. Kan ek so ver gaan om te sê, 'n bietjie bang wees vir wat voor lê, die onbekende. As jy jou horlosie se wysers vandag moet insit, gaan jy dit nie noodwendig koppel aan jou lewensfase. Jy gaan dit dalk aan iets anders koppel. Dis dalk klein kindertjies wat 'n rol speel. Dis dalk 'n loopbaan wat 'n rol speel. Daar's so baie dinge. Dis die wonderlike, as jy gaan sit en jou eie horlosie doen, dat jy regtig nie jouself moet beperk deur iets nie, maar regtig vrye teels te gee om te sê, dis my horlosie. Dis hoekom ek is waar ek is. En dis hoe ek voel oor waar ek is. Here, dankie dat ons elkeen 'n horlosie het.
met 12 ure, Here. En dat die sekondewyser nie 1 sekond van hierdie 12 ure sonder U tik nie, Here. Dankie dat U al 9 uur van my horlosie met my gedeel het. Dankie, Here, dat ek kan vashou daaraan. Die 3 ure wat oorbly, is U ook sekonde vir sekonde saam met my. Amen. Uitdaging van die week. Ek dink dis voor die hand liggend. Gaan teken vir jou 'n leeuhorlosie. Sit die syfers in, wag met die wysers. Besin dan oor waar jy nou is in jou lewe, voor jy die wysers inteken. Verantwoord vir jouself baie goed, hoekom dit die tyd is in jou lewe. En dan, hoe voel jy oor hierdie tyd? Ek wil 'n 4de vraag bysit, en dis die belangrike vraag. Hoe gaan die volgende uur anders lyk? Wat gaan ek anders doen? Watter lesse het ek geleer? Waarna sien ek uit? As jy dit kan bysit, wens ek jou 'n wonderlike week met jou horlosie toe. Ek groet jou.